Goeiemiddag, geliefde koningskinders. Wanneer ek na hierdie skrifgedeelte kyk, wat vir ons baie duidelik sê, op die 8ste dag moet daar vir julle 'n feestyd wees. Nou, as julle hieronder gaan kyk, het ek vir julle 'n stukkie gesit oor wat die Eastern Dictionary sê oor 'n feestyd. Nou, as ons verder in die Bybel gaan opsoek, sal ons sien, die 8ste dag was altyd die Sabbatdag. Nou, op die Sabbatdag was dit die 8ste dag Sabbatdag, was 'n halfmaan. En julle sal sien, dis 'n perfekte halfmaan. As julle gisterand gekyk het, sal julle gesien het dat toe die son sak gisteraand, was die halfmaan presies bokant ons. En die Sabbatdag het gisterand begin en eindig vanaand, maar ek wil vandag hierdie gedagte by elkeen van ons los. Die Here het ons genade gegee om 'n nuwe verbond met ons te maak. Dat ons nie meer soos in daai tyd ons vlees hoef te besny nie, maar ons moet ons harte besny. Dis 'n tydperk waar ons verbond op die Sabbatdag, elke weekdag, elke 7de dag met God hernie. Dis 'n tydperk waar ons kan fees vier saam met die Here. Want wanneer daar vreugde in ons harte is, het ons die hele tyd fees. So baie keer dan ervaar ons 'n gees van bedruktheid en 'n gees van depressie en negativiteit en al hierdie dinge kom oor ons lewens wat ons druk, want ons is op hierdie stadium in die drukgang waar ons geboorte moet gee aan 'n nuwe liggaam sodat ons vir ewig by ons koning kan wees. Maar terwyl ons in hierdie drukgang is, terwyl die tyd aankom waar die geboortepyne baie is, kan ons nog steeds fees hou, kan ons nog steeds vreugde in die Here hê. Want die Here sê sy Sabbatdag moet 'n verlustiging wees. Hoekom? Want in die gees het ons dieselfde sintuie as wat ons in die vlees het. Ons sintuie in die gees kan proe, kan ruik, kan voel, kan sien en kan hoor. En die van ons wat regtig ingestel is in die teenwoordigheid van die Here, kan hom voel, kan hom ervaar. Sy reuk is lieflik. Ons hoor sy stem, ons ruik hom. Ons weet hy is daar, ons kan hom ervaar, ons voel hom. Baie keer gee die Here ons genade en hy maak vir ons die geestelike riem oop en ons sien hom. En wanneer ons dan 'n feesmaal met die Here het, is dit, die woord sê, smaak, proe, hoe goed die Here is. Taste en smell. Is dit nie 'n wonderlike ding om te weet, ons kan hierdie feesmaal saam met die Here geniet nie. Hierdie feesmaal wat hy vir ons berei om ons liggaam en ons gees en ons siel te verkoop, dat hierdie gees van swaarmoedigheid en depressie en neerslagtigheid kan verdwyn onder die feesvieringe van 'n joyful spirit. En vandag is my gebed vir elke liewe een van julle, wat die Here waaragtig soek, wat sy aangesig soek, wat roep na hom, wat hom kom soek op sy uitgeroepte die tye wat hy uitgeroep het en gesê het, hier het ek vir julle feesmaal voorberei. Kom sit aan, dat ek julle kan heilig,
dat ek julle eenkant kan sit, dat ek julle nuut kan maak, dat ek julle vol kan maak, dat ek die bekers wat leeg getap het, dat ek dit weer kan volmaak, sodat julle harte kan oorborrel en oorloop van die vreugde van die Here. Mag die vreugde van die Here julle beskutting wees vanaand, vandag op hierdie Sabbatdag. Mag julle die koning van die konings innooi in elke aspek van julle lewens. Want het is lekker, dit is 'n verlustiging om te weet, die Here ontmoet ons op die plek waar ons is. Ons het nie nodig om hierdie heilige mense te wees om die koning te ontmoet nie. Ons moet net wees iemand wat sy hart, wat haar hart onvoorwaardelik oopgemaak het en gesê het, Here, kom, ek het U nodig. Ek kan nie sonder U wees nie. Ek wil nie sonder U wees nie. U is my man, U is my maker. Ek wil tyd saam met U spandeer, ek wil U leer ken. Kom besny my hart vir my. As daar iets is wat nie soos U lyk nie, soos U ryk nie, kom haal dit uit, sodat ek welgevallig voor U kan wees. Vader, ons kom in die naam van Jesus Christus en ek wil vir U dankie sê, dat ons 'n feesmaal kan hou met die koning van die konings, die Here van die Here en die Skepper God, dat die Gees ryklik in ons kom woon en in ons midde is. Vader, ek bid dat U op hierdie Sabbatdag elke persoon en hulle geliefdes sal aanraak, dat U ons liggaam, ons gees en ons siel sal vernuwe, dat daar waar die vyand kom steel het, Here, waar hy kom roof het, dat U sal teruggee, meer as wat ons verloor het. Here, ek bid dat U ons in geregtigheid sal laat loop, dat U ons sal lei in die paaie van geregtigheid, en dat U hierdie feesmaal, wat U vir ons berei het, dat ons dit ten volle sal geniet. Help ons om U te leer ken. Help ons om te weet dat U altyd by ons is. Help ons om die grootheid van U heerlikheid raak te sien. Die grootheid van U werke. Here, al is dit net 'n prentjie van 'n klein seentjie wat op 'n banjo speel en die hondjie wat saam dans. Dit laat my so dink aan my eie hondjie wat ek so lekker hard lag en die hondjie dans by my. Here, dan weet ek, dit is hoe U voel as ons in die teenwoordigheid is en ons het 'n hart van vreugde. En daarom bid ek vandag dat U elke persoon sal aanraak, dat U ons die beskutting sal gee wanneer vreugde ons harte vul, wanneer U in ons lewens met volheid kom inbeweeg, wanneer ons aansit by die feestafel van U heerlikheid, op die dae wat U uitgeroep het, Here, want daar's dae wat U geheilig het, eenkant gesit het, apart gesit het vir U kinders, en ons heilig U naam. Vader, dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U elke een van ons die gees van die waarheid gee, dat ons kan insien in die volmaakte wil wat U vir ons het. Ons eer U en ons eer U naam. Ons eer dit wat U vir ons doen. Maar meer as alles wil ons vir U kom dankie sê vir hierdie feesmaal wat ons vandag kan geniet, sodat ons in vreugde kan uitborrel. En ons sê dankie, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U trou, dankie dat U elke persoon aanraak. Dankie dat hartseer en trane en kommer wegvlug wanneer U in ons lewens inbeweeg, wanneer ons aansit aan hierdie feestafel en ons
Maak ons magies vol, ons geestelike magies vol van die heerlikheid. Dankie dat U ons God is. Ons loof U hiervoor in die naam van Jesus Christus. Amen. Shalom en shalom.